Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Daar kom oomblikke in 'n mens se lewe, wanneer alles wat met jou gebeur, so onnodig en onregverdig voel. Tye, waar 'n mens meer vra as antwoord het. En in daardie oomblikke, kan dit lyk asof die heel beste opsie sal wees, om jou maar eerder heeltemal van alles te onttrek, selfs van God. Die woord wys ons egter iets heeltemal anders. Dit wys ons dat wanneer pyn met gebed gemeng word, dit jou nie van God skei nie, maar dat dit jou eerder nader aan hom bring. Jesus het dit verstaan. In sy donkerste uur het verraad hom seer gemaak, verwerping hom gewond, en die gewig van sy omstandighede het swaar op sy siel gerus. Maar in plaas daarvan om te onttrek van sy Vader en sy omstandighede, het hy gebed gekies. Hy het nie toegelaat dat sy omstandighede hom wegtrek van die Vader af nie, maar dat dit hom eerder dryf om in dieper gemeenskap met God te wees. In Matteus 26 vers 39 staan daar: En hy het 'n bietjie verder gegaan en op sy aangesig geval en gebid en gesê: My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan, nogtans nie soos ek wil nie, maar soos U wil. God wil hê jy moet dieselfde besluit neem. Jy hoef nie die seer te ontken nie. Jy hoef ook nie voor te gee dat jy teleurgesteld is nie. Die feit dat jy met soveel onbeantwoorde vrae sit en by dit nog verward en stikkend is, beteken nie dat jou geloof swak is nie. Dit beteken net dat jy God nodig het. En wanneer jy dit eerlik voor God bring, gebruik hy dit om jou te vorm tot wie hy jou geroep het om te wees. In die tuin van Getsemane het Jesus nie weggehardloop nie. Nee, hy het gebly waar hy is en gebid. Daar is seisoene in hierdie lewe waar ons probleme ernstig is en die druk swaar is. Dit is egter nie die oomblikke om minder te bid nie, maar eerder om meer te bid. Hoe meer intens die probleem is, hoe meer intens behoort jy te bid. Moenie die stryd vrees nie. Vrees eerder die skeiding wat kom, wanneer gebed in 'n mens se lewe verwaarloos word. Gebed is nie net hoe jy deur 'n krisis kom nie, maar dit is hoe jy naby God bly. En daardie nabyheid is meer werd as antwoorde of uitkomste. Here, vandag bring ek my pyn, my teleurstelling en my vrae na U toe. Ek weier om toe te laat dat dit wat ek in die gesig staar, my van U skei. Leer my om elke stryd met gebed te beveg. In Jesus naam bid ek dit. Amen.